Maandagoggend 27 Oktober 2025. Hierdie is weer 'n loskanon. En ja, dit is 'n loskanon en ek doen dit ter nagedagtenis aan my groot vriend Jan wat verhuis het. Maar hy het 'n groot rol gespeel in dit wat ek doen. Want toe ek my opdrag gekry het, daar in April 2022, praat nou, was ek onseker oor waaroor ek moes praat en so. En Jan Diedericks het vir my baie leiding gegee. En ek kan hom nooit genoeg bedank daarvoor nie. En die loskanon ding, dit was 'n naam, 'n label, wat die Vryheidsfront Plus vir my gegee het. In daardie tyd toe ek die kampanje gedryf het van maak die varkok skoon. En hulle het gedoog, hulle gaan my beledig. En toe is dit nie so uitgewerk nie. Maar getrou aan die tradisie van die loskanon, gaan ek vanoggend 'n paar skote aftrek wat 'n paar mense gaan op hulle tande laat kners, maar dit is reg so. Ons het 'n groot probleem met die boer tribe. Julle weet, ek praat van die boerstam van die Suiderland. Ek sien dit nie as 'n boervolk nie, ons is deel van 'n groter boervolk wat versprei is oor die wêreld. Maar hierdie boerstam van die Suiderland is hier geplant deur God met 'n doel. En julle moet dit baie goed verstaan. Dit is wat ek glo, onwrikbaar. Wat daardie doel is, dit weet ek nie. Ek is nie seker wat ek het 'n begin 'n idee kry wat dit is, maar dit is maar my idee. Feit van die saak bly, ons is hier geplant met 'n doel. Ons voorsate het hiernatoe gevlug basies vir hulle lewens, omdat hulle verdruk en vermoor was ter wille van hulle geloof. Dit moet julle nie vergeet nie vir 1 sekonde nie. En daardie wreedaardige dinge wat met hulle aangevang is in Europa, onder die dekmantel van die kerk, was skrikwekkend. En die mense het gevlug hierheen. God het hulle hier geplant met 'n doel. Nou is daar een ding wat jy baie mooi moet verstaan. Hier is 'n beweging wat fanaties is daaroor om die boerstam te koppel aan die Israeliete. Hoekom doen hulle dit? Want hulle lees die Bybel en dan lees hulle in die Bybel die spesiale verhouding wat daar was tussen God en die Israeliete. En dan wil hulle bitter graag daarin wees. Nou laat ek jou vanoggend sê, ons boerstam wat geplant is hier in die Suiderland, se geskiedenis is nie in die Bybel opgeteken nie. Ons geskiedenis is opgeteken in ander dokumentasie. Maar as daar 'n ding is wat jy nie vir 1 sekonde kan ontken nie, dan is dit dat God, die Skepper, sy hand oor die boerstam gehou het. Die boertribe, soos ek dit noem. Van die vroegste tye af is hulle beskerm teen hom. Die bes gedokumenteerde en mees algemeen bekende insident was Bloedrivier. En dan was daar Paardekraal, en was Majuba, dan was daar honderde ander insidente wat nie gedokumenteer is in detail en so nie, waar God sy hand oor die boer gehou het. En dit maak my seker daarvan, dat God het die boer hier geplant met 'n doel. Nou, hier is 'n groot issue oor die boer-Afrikaner ding. Ek het groot geword in 'n tydvak waar die boeridentiteit in totaliteit misken en ontken was. Ek het op 70-jarige ouderdom, nadat ek Let's Pretorius se groot boerboek gelees het, het ek eers besef, daar was vir my gelieg. Ek is nie 'n Afrikaner nie. Ek is 'n boer. My kultuurgeskiedenis is daar. My familiegeskiedenis is duidelik. Ek is 'n boer. En toe ek daardie bewuswording gekry het, was daar 'n groot verligting in my lewe gekom. Maar toe sit ek met hierdie probleem van hierdie Israelietgebondenheid. En my vriend Jan het dit vir my duidelik gemaak, deur my te wys op Genesis 1 vers 26 tot 28. Toe ek daardie lees, toe is dit asof daar 'n berg van my skouers afrol. Toe besef ek, maar
Daar's nie so ding dat daar's net een streep mense gemaak. God sê duidelik in daardie verse, laat ons mense maak. En ons maak hulle na ons beeld en ons maak hulle man en vrou. En toe besef ek, okay, ek is nie uit daai Adam streep uit nie. En toe begin ek dink, en toe word dit vir my duidelik, die kerke laai daai laste van daai Israeliete op ons en laat ons glo. Hulle het ons laat glo dat ons is eintlik gedoem tot die hel. Vir die kak wat daai Israeliete, ek noem hulle budgies, julle weet dit, wat daai budgies aangevang het. En as jy mooi gaan kyk in die geskiedenis van die Bybel, dan sal jy sien dat ja, God het daardie Israeliet volkie uitverkore om sy seun die wêreld in te bring, uit hulle uit. Maar hy het nie gesê hulle is special nie. Hulle was gekies vir daai doel. En wat het hulle gedoen op die einde? Hulle het sy seun vermoor. Nou, is daar van die boermense wat hierdie amper fanatiese gedrewenheid het om tog deel te wees van die Israeliete, want dan sê jy deel van daardie uitverkorenes. Dit is nie nodig nie. God het die boer hier in die Suiderland geplant met 'n doel. Net soos wat hy daai Israeliete begin het daar in die paradys. Kyk hoe hulle opgefok. Waar het hulle geëindig? En vandag verteenwoordig hierdie budgies niks wat jy as 'n Christen jou mee kan vereenselwig nie. So, wat die Afrikaners dan betref, die primêre verskil tussen die boer en die Afrikaner is die boer het vryheid, onafhanklikheid en selfbeskikking nagestrewe van die vroegste tye af. Dis hoekom hulle so begin wegtrek het, eers van Kaapstad af weg in die ooste toe, oosgrens en toe verder binneland in. Daai strewe na vryheid, onafhanklikheid en selfbeskikking. Die Afrikaner aan die ander kant is 'n goeie, ek noem hulle empire burgers. Hulle was tevrede onder die Hollanders aan die Kaap, hulle was tevrede onder die Britte in die Kaap, hulle is vandag tevrede onder die ANC in Suid-Afrika. Hulle leef hulle lewens. Maar oor 'n tydperk van hier so roundabout 1900 af, het hulle met hierdie Afrikaner identiteit gekom. En in die proses, die boeridentiteit probeer vernietig. Daarom ek het groot geword onder die indruk ek is Afrikaner. En ek was 70 jaar oud toe besef ek, kom ek tot die skokkende besef. Ek is nie Afrikaner, ek is 'n boer. Nou ja, dit is nie 'n topiek vir vandag nie. My groot ding is, hierdie waansinnige strewe van boere, om deel te wil wees van daai Israelietstamme. Hoekom? Jy het niks met hulle te doen nie. Gaan doen jou genetiese ontledings, dan sien jy het niks met hulle te doen nie. Maar die kerke wil jou laat verstaan, hierdie kultiese goed, wil jou laat verstaan, jy moet in daardie beskrywende groepering wees wat in die Bybel is, anders is jy verlore. Bullshit man. God het baie mense op die aarde geplaas. Gelees het in Genesis 1, vers 26. Hier is van hierdie fanatics, wat jou moes laat verstaan. Ja, Genesis 1 vers 26, daar is die ondiere goed gemaak. Ek lag vir hulle, ek lag net vir hulle. Maar in elk geval, hulle is eintlik patheties. Hulle vergeet daarmee te ken, God het eksperimentiekie gedoen en nie geweet wat hy doen nie. Maar nou ja, dit is hulle storie. So, hierdie Israeliet aanbidding amper is fataal vir jou as boer. Want jy boer, God het sy wet op jou hart geskryf. Jy weet instinktief wat is reg en wat is verkeerd. En as jou hand in die hand van God is, wat is daar vir jou om oor te bekom? Jou hand in die hand van God, jou tempel, Heilige Gees vriendelik, en die Heilige Gees woon daarin. En dit is hoekom die boere alleenloper is, want hy is tevrede in die teenwoordigheid van sy Skepper. En dit is soos dit is.
En dit is waarin vir my, en ek praat vir my, ek praat nie namens enigiemand nie hoor, waarin ek sielsvrede het. Daarom kan ek my ook nie assosieer met hierdie groepering wat ek noem die laatspatters nie. Hierdie ouens wat gee pad Amerika toe en al sulke dinge. Ek kan my nie met dit assosieer nie. Want God het my voorsate met 'n doel hier op die Suiderland geplant. En ek voel nie gemaklik om nou op my eie manier van daardie doel af te gee pad nie. Ek is hier. En hy sal vir my sorg hier. Hy sal vir my hier sorg. En daarom ek kan nie dit ondersteun nie. Maar ek sien die Afrikaners ondersteun dit geweldig. Maar dit is goed, dit is hulle keuse. Wat ook 'n waarheid is die boer as 'n boer het nie, en nou praat ek weer van my, ek het nie 'n vendetta of iets teen die Afrikaners. Ek moet niks met hulle te doen hê nie. En die feit dat hulle deel was van 'n samenswering om my kultuuridentiteit te vermorsel en te verbrysel en te verwoes. Daarvoor voel ek nou nie happy met hulle kak nie, maar dis hulle probleem, dis nie my probleem nie. Ek het kultuursekerheid vandag. Ek het geloofsekerheid vandag. En dit is genoeg vir my. En ek vertrou op my Skepper dat hy weet wat my doel is. En hy laat by tye stukkies deurkom in my lewe van wat ek moet doen. En ek luister en ek volg die instruksies. Maar die Afrikaner, hulle gun my nie 'n bestaan. Hulle begin my as boer, nie 'n plek in die son nie. Hulle gun my teenwoordigheid in hulle groepering. Hierdie 44, wat nou daai vreeslike brief geskryf het en so. Hulle maak asof hulle namens my praat. Hulle praat nie namens my, ek wil fokol met hulle te doen hê hoor. Daar's ouens daar wat ek glad nie, ek wil nie eers in dieselfde straat sien wees as hy nie. Hulle is van hulle is 'n siening van die lewe. Hulle is nie geesgevulde Christene nie. Hulle is nie. Hulle is mense met doelwitte wat basies feitelik 100% materialisties is. Ek wil niks met hulle te doen hê nie. Ek wil niks met hulle te doen hê nie. Ek is tevrede om 'n boer te wees. En as dit dan so is dat ek alleen ergens is, plaat dit my ook nie. Net die blote teenwoordigheid van die Skepper en van die Heilige Gees in my lewe is vir my genoeg om nie eensaam te wees nie. En ek wil weer 'n keer vanoggend vir die boere wat vir my luister sê. Pas op vir hierdie Israeliet ding hoor. Dit is 'n death trap. Pas op vir dit. Ouma, as 'n voorsanger daar staan en hy ruk die Torah uit, moet jy dadelik weet jy's by die verkeerde plek. Jy moet dit dadelik weet en gee pad. Nou kom hulle, dan gaan hulle vir jou kom vertel, ja, maar die Torah is dieselfde as die eerste 5 boeke van die Bybel. Man, bly weg van hy goed af. Bly weg. Kyk waar het hulle geëindig. Kyk wat doen hulle. Kyk wat doen hulle wêreldwyd. Orals waar daar onderdrukking van Christene is. Orals waar daar uitwissing van blankes is. Oralsters. As jy gaan kyk en jy trek die komberser terug, dan sien jy daar lê 'n fucking budgie. Moenie dit vergeet nie. Hulle is jou vyand. En hierdie ding wat hulle jou probeer met die Bybel, massage, dat jy glo jy moet deel van hulle wees. Dis 'n death trap. Jy moet niks met hulle te doen hê nie. Jy moet weg en wyd van hulle bly. Kyk waar was hulle geplant deur God en kyk waar het God ons geplant. Ons is hier onder in die Suiderland geplant. Nie naby daai goed nie. En dan sien jy van hierdie fanatics, ek weet, hulle hardloop hier rond en hulle allerhande kaartjies en goed hulle jou verduidelik hoe jy eintlik van daar af beland waar jy nou hier is. Hulle gat man. Gelees Genesis 1 vers 26 tot 28. En bid vir insig
as jy daar lees. Laat die Heilige Gees dit vir jou openbaar. Moenie vir hierdie tolke luister nie, want hulle probeer daai ding wegpraat, maar hulle brand vas die oomblik wat jy hom sê, okay, sê net vir wie was Kayem bang, wat daai mense vir wie hy bang was. Dan kom hulle dan vir jou met patetiese goedheid hoor. Jesus, maar in elk geval. Wees verseker, jy, boer, is geplant hier in die Suiderland, deur God, met 'n doel, and that's it. Moenie jy nou gaan, en omdat jy onveilig voel of onseker voel, laat een of ander tolk jou mislei en connect aan die budgies nie. Moenie dit doen nie. Bly weg van dit. Jy het nie daai koppeling nodig om deel van God se volk te wees nie. Jy het dit nie nodig. Inteendeel, jy moet dit vermy, want hulle is nie deel van God se volk nie. Hulle het hom verwerp. Hulle het sy seun vermoor. Alles gedoen. Tot vandag nog moet jy mooi gaan kyk waarvoor hulle staan, voor jy jouself met soveel entoesiasme 'n ondersteuner maak van hulle. Jy moet dit nie doen nie. Maar in elk geval, hierdie is in die ware sin van die woord 'n loskanon. En soos Jan se woorde sê, die loskanon skiet nie bond. As die skoot klap, spat die strong. En dit is waaroor dit gaan vir my. Vir jou boer, dat jy geloofsekerheid het, dat jy gemaklik voel met jou verhouding met die Skepper. That's it. Daarby staan jy. En sien die Bybel vir wat dit is, 'n goeie handleiding waaruit jy baie kan leer. En lees jou Bybel, geesgevuld, en dit sal 'n ander betekenis vir jou kry. Nie die betekenis wat die kerke jou probeer verduidelik het, die ware betekenis. Nou ja, ek gaan nou nie aanhou met hierdie ding nie. Ek gaan net opsom en vir jou sê, jy boer is in hierdie Suiderland geplant deur God met 'n doel. Die geskiedenis, ons geskiedenis, ja, dis nie in die Bybel opgeteken nie, dis op ander plekke opgeteken, het gewys hoe hy sy hand oor ons hou. Hierdie Afrikaners, ek gaan nie sê as jou vyand nie, maar ek gaan vir jou net sê, hulle is ook nie jou vriend nie. Want die Afrikaner gun jou, boer, nie 'n bestaansreg nie. Hy sal jou gebruik en misbruik tot sy voordeel. En altyd tot jou nadeel. Moenie dit vergeet nie. So, kry jouself solid geconnect met die Skepper van die hemel en die aarde. Kry jou tempel gevul met die Heilige Gees en hou jou oë op die kruis. En los die res. Dit is nie belangrik vir jou nie. Los die res. Ek sien baie van hierdie YouTube-kanale wat in die laaste ruk opgekom het en teen fenomenale tempos gegroei het. Ek vra vir myself altyd die hele tyd die vraag, wie sit agter hierdie ouens? Wie sit agter hierdie ouens? En ek het vanoggend het iemand my nou weer gevra om 'n petisie te teken van hierdie mense wat Amerika toe laat gaan en so. En ek het vir hom gesê, my woorde aan hom was, ek kan my nie vereenselwig met die latspatters nie, want ek glo God het ons boerdraad hier geplant met 'n doel. Ek gaan nie daardie doel probeer verander nie. Ek bly binne in sy wil, en ek het my hand in sy hand. Ek volg hom, ek verwag nie hy moet my volg nie. So, ek is gemaklik hier waar ek is. Ek kan nie daar die laatspattery ondersteun nie. Toe antwoord hy my en hy sê vir my, ja, jy weet, ons vind onsself tussen die duiwel en die blou see. Ek het nog nie op dit gereageer nie, maar ek kan maar net sê, ek sien nie myself tussen die duiwel en die blou see nie. Ek sien myself in die hand, my hand in die hand van God. And that's it. En dis definitief nie tussen die duiwel en die blou see nie. Ek is happy waar ek is. So, op hierdie maandagoggend, maak seker van jou boerkultuur. Kry sekerheid oor dit. Daar's 2 goeie boeke daarvoor, Let's Pretoria se boek, die Groot Boerboek, en Witsby se boek, die Boeridentiteit. Uit daai 2 boeke uit sal jy duidelik weet of is jy 'n boer of is jy nie 'n boer. En as jy
'n boer is, volgens die boeke. Maak vrede daarmee en wees bly. God het jou hier geplant met 'n doel. Al wat jy moet doen, sit jou hand in die hand van die Skepper. Vul jou tempel met sy Heilige Gees. En dan gaan jy en jy stap met vertroue die toekoms in. Nou ja, gee my maar 'n like, 'n dislike, subscribe as jy voel jy wil help om die kanaal se voetspoor te verbreed. En deel die ding as jy dink daar's mense wat dit moet hoor. Ek sê dankie vir julle ondersteuning.